In 2024 het die Sewende Dag Adventiste Kerk die 150ste herdenking van Ian Andrews gehad. Hy was die eerste amptelike Sewende Dag Adventiste sendeling wat hier in Switserland geland het om die Adventiste boodskap te deel. Ek gebruik die woord herdenking omdat daar regtig niks was om te vier nie. As hy vandag lewendig geword het, dink ek hy sou verbaas en geskok wees dat ons steeds hier is. Na sy baanbreker sendingwerk was daar 'n goue era van Adventiste sending. Sendelinge het die wêreld begin deurkruis en die goeie nuus van Jesus oral met hulle saamgeneem. Maar jy weet, net meer as 100 jaar later het kerkleiers bymekaar gekom om saam te bid, te beplan en die wêreldkaart uitgehaal. Dit was in die 1980s en hulle het sommige gebiede van die wêreld gesien waar die Adventiste kerk sterk was, ander plekke waar dit relatief swak was, ander plekke waar dit net nie bestaan het nie. En daaruit is globale sending gebore. Dit was tydens die algemene konferensiesessie in Indianapolis in 1990 dat globale sending amptelik deur die wêreldkerk gestem is. Dit was 'n deurslaggewende stemming, want vir die eerste keer het ons nie net in terme van geografie in ons sending gedink nie, maar ook in terme van mensegroepe. Ons het begin dink nie net aan ander Christene nie, maar ook aan mense van ander wêreldsgodsdienste. Die fokus was 100% op die begin van nuwe groepe gelowiges, kerkplanting en die navolging van Christus se metode van bediening. Dis wat globale sending die afgelope 35 jaar doen. Ons prys God vir die wonderlike dinge wat gebeur het sedert globale sending begin het. Letterlik duisende nuwe groepe is geplant. Soveel nuwe mensegroepe is betree en ons het ook heeltemal nuwe lande betree. Ek dink aan Indië waar 2 globale sending pioniers verwerp is in die stad wat hulle binnegekom het. Onverskrokke het hulle aanbiddingsgroepe in 2 nabygeleë dorpe begin stig. Later hulle weer in die eerste stad probeer en hierdie keer het hulle 'n kerk begin. Hierdie kerk het 'n skool begin en 4 nuwe aanbiddingsgroepe geplant. Elkeen van daardie nuwe groepe het nog meer groepe geplant en so die evangeliewerk vermenigvuldig. Ons sien dit reg oor die wêreld gebeur. Sedert die globale sending begin het is al meer as 128.000 nuwe kerke en genootskappe gestig. Dis nie net statistieke op 'n bladsy nie, dis werklike mans en vrouens, seuns en meisies, gesinne, miljoene mense wat hoop in Jesus Christus gevind het. Natuurlik is die sending uitdaging ontmoedigend wanneer ons na die sending herfokusvensters kyk of na die groot bevolkingsgroepe, maar dis God se sending. Hy het ons genooi om saam met hom daardie sending aan deel te neem, om nuwe gelowiges te begin en disippels vir hom te maak.